Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou volgende ry ons vroeg Hermanus toe, na die mall toe. En die hond is saam met ons, want sy is ons deel van die spannetjie. En ons stop so een van die ingang af, en ek besluit toe om sommer saam met die hond in die kar te bly, want mens los ons nie 'n hond alleen in 'n kar nie, veral as die son begin warm word nie. Ons parkeer spesifiek so 'n entjie weg, maar dat die ingang mooi sigbaar is. Dis baie slim beplanning, want ek kan sien wanneer 'n pel van my uitkom en ek kan vinnig gaan help dra en alles werk volgens plan. Nie eers 5 minute nie, toe kom stop daar 'n ou met 'n groot bakkie. En waar stop hy? Presies tussen my en die oog, reg in my uitsig. En skielik is ek geïrriteerd, want nou werk die plan nie meer nie. Nou moet ek elke paar minute uitklim om die bakkie te stap en te loer of daar beweging is. Ek doen dit 'n tweede keer en 'n derde keer. En teen die derde keer toe voel ek, my kop is al 'n hele storie wat begin bou het. En ek vra vir myself, regtig, kon hierdie ou nie net 'n entjie 2 of 3 plekke aan parkeer het nie. Ek klim weer in die kar en toe ek so sit, toe tref dit my, ag tog, kyk nou net weer, hoeveel energie het ek in my kop spandeer oor 'n ou nietige situasie. Die ou het seker net daar gestop omdat dit vir hom gerieflik was. Hy het beslis nie vanoggend opgestaan met die missie om my uitsig en my dag te versier nie. Hy weet seker dalk glad nie eers dat ek bestaan nie. En ek sê vir myself, dis okay. En ek gaan sit in die bakkie en ek sit die radio aan, ek maak my foon oop en ek begin bietjie skraal op Facebook en ek begin ontspan. En voor ek kon sê mes, sonder dat ek dit eers gesien het, klim hy in die bakkie en hy ry weg. En my situasie is weer presies soos ek dit oorspronklik beplan het. En toe wonder ek by myself, hoeveel sulke klein, onbenullige goedjies skryp elke dag in ons lewens. Nie die groot tragedies nie, nie die groot dramas nie, daar die klein jakkalsies. Daar die ou voor jou wat te stadig wegtrek by die verkeerslig. Die tannie met die trolley in die spar. Iemand wat iets totaal onskuldig op Facebook plaas, wat jy verkeerd opneem, jou vrou se make-up wat op die kassie lê, die tandepasta wat op is, of jou kind wat in die kar klim en sy boek in die huis vergeet het. Mols hopies, maar in ons koppe word dit berge. Dit bly nie net by een gedagte nie, dit word 'n tweede een, dan 'n derde een, en skielik as jy jou oë uitvee, is al jou energie getap oor iets wat eintlik niks gewig gedra het nie. En wat doen ons dan? Ons vat dan daai frustrasie verder. Die dag, ons maak dit iemand anders se probleem. Dalk 'n kortaf antwoord of 'n skerp kyk of 'n onnodige opmerking. En hier is die kikker. Dis nie die bakkie nie, dis nie die trolley nie, dis nie die tandepasta nie. Dis jy. Jy wat besluit het om daarvan 'n issue te maak. Jy wat daarin die mag gegee het. Jy wat toegelaat het dat iets kleins jou energie, jou mood en jou dag beheer. Die ou met die bakkie, hy het lank al vergeet hy het daar gestop. Hy ry seker nou rond of hy het al vir 'n bier oopgemaak en die vuur aangesteek en hy leef sy lewe. En as ek sou kies om vas te hou daaraan, sit ek en jy steeds met die irritasie in ons lyf lank nadat die ou dit vergeet het. Maar hier is die waarheid wat ons nie altyd wil hoor nie. Jy het die scepter van jou lewe in jou hand. Elke oomblik. Jy kies of jy die mag wat jy het weggee of hou. Die oomblik toe ek ophou fokus op die bakkie, toe ek sê dis okay en my energie onttrek en die situasie letterlik verdwyn soos mis voor die son. En dis hoe dit werk met soveel goed in ons lewe. Wanneer jy ophou om dit persoonlik op te neem, wanneer jy ophou om die storie groter te maak as wat dit is, wanneer jy besef hierdie is 'n molshopie en nie 'n berg nie, verander dinge, dan herstel jou uitsig. Dan sien jy weer die ingang, dan sien jy weer die mooi berg in die agtergrond, dan sien jy weer jou doelwit. Ons dink soms, dis amper mode om oor alles 'n drama te maak, asof dit wys dat jy ernstig is oor die lewe. Maar volwassenheid is nie om vinnig te ontplof nie. Volwassenheid is om te kan sê en te kan kies en te kan sê, dis okay, hierdie is klein, ek gee nie my energie hieraan nie. Dink net vir 'n oomblik, hoeveel keer per dag doen ek en jy dit, selfs met die nietigste dingetjies. En wat as ons vandag besluit, ek maak nie van elke molshoop 'n berg nie. Ek gee nie my krag weg vir iets wat nie eers bewus is van my bestaan nie. Ek hou my energie vir dit wat werklik saak maak en my dag positief kan laat draai. Want jy het nie nodig om oor alles 'n drama te maak nie. As dit 'n drama word, is dit gewoonlik omdat jy daardie mag weggegee het. Maar die goeie nuus is, jy kan daardie mag in 'n oogwink wegvat.
net so maklik soos wat jy dit gegee het. Soos die Engelse ook sê, don't sweat the small stuff. So miskien is dit vandag wat jy in gedagte moet hou. En ek hoop jou dag is wonderlik en gaan maak die beste daarvan en gaan spandeer jou energie op dit wat regtig saak maak en jou lewe vorentoe vat. Tot ons weer saam stap, hoop.